Kom ons bestudeer vandag die woord van God met die preek getiteld Prediking en die begin. Hoe belangrik en kosbaar is 'n begin tog? In Openbaring hoofstuk 22 vers 13 staan daar geskryf: Ek is die Alfa en die Omega. Wat is nog gesê? Die eerste en die laaste. Wat gebeur daarna? Die begin en die einde. Ons kan sien dat hierdie begin werklik belangrik is. Ons kan sê dat die begin van 'n dag die oggend is. Die begin van 'n jaar is Januarie. En die begin van 'n maand is die eerste dag van elke maand. Dan, hoe sal die begin van die verkondiging van die evangelie aan die mense van die wêreld plaasvind? Is 1 nie die begin van getalle nie? Terwyl die begin 1 is, het God beloof om ons op die ou end so voorspoedig te maak. Dit is die aard van ons evangelie. Kom ons kyk na die woord van God hieroor. Kom ons blaai na die boek Job hoofstuk 8. In Job hoofstuk 8 vers 5 staan daar geskryf: As jy self God egter ywerig soek en by die Almagtige pleit, as jy onbesproke en opreg is, ja, dan sal hy oor jou waak, dan sal hy jou regmatige verblyf herstel. En al was jou verlede, hoe sal dit lyk gering? Wat van ons toekoms? Sal jou toekoms baie voorspoedig wees? Dit kan as 'n aard van ons evangelie beskou word. Die begin is altyd nederig. Maak nie saak watter soort werk dit is nie. Dit begin met 1, maar word gou 2, 3, 5, 8 ensovoorts. Op hierdie manier het God sy kosbare genade en seëninge aan ons geskenk sodat ons evangelie oor die 5 oseane en 6 kontinente versprei kan word. En God se Sion op elke kontinent regoor die wêreld gevestig kan word. Het God nie ook 'n begin gehad in sy werk om die mensdom te red nie? In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Dit is duidelik geskryf as die begin. Toe God begin het hy die groot skema van verlossing wat hy later sou bereik in die vooruitsig gestel. Deel u ook die hoop dat die evangelie aan alle mense verkondig sal word en dat al Sion se geliefde broers en susters gered sal word en na al ewige hemelse tuiste sal terugkeer. Dit is die hart wat ons almal het.